Goeiemôre graad 10's. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop dat jy nog hard aan die werk is. Ons merk gou eers jou vorige oefening wat gegaan het oor die omtrek van reghoeke, driehoeke en vierkante. En dan gaan ek met jou aangaan met die volgende omtrek van sirkels. So hier is vir jou die antwoorde van oefening 1 op bladsy 181 wat jou huiswerk was. Hulle het gevra dat jy die groentetuin, Snegogo se klas wil 'n groentetuin by hulle skool aanlê. Hulle besluit om 'n heining om die tuin aan te bring met 'n hek van 2 meter in die heining. Bereken die lengte van die heining. So dit kom nou aan die buitekant dan. So jy moes heel eerste al die afstande bymekaar gaan tel het. Maar voordat jy dit gedoen het, het jy een gehad wat uitstaande was en dit was jou AF. En om AF te kon kry, moes jy gesê het BC minus jou ED. Dis daai ene. En dan het jy gesê 10,8 minus 4,3 en is 6,5. En ook het jy nie vir EF gehad nie, en om te kry moes jy gesê het AB minus CD en dan het jy 7,6 gekry. En dan kon jy nou, onthou die reëling of die reël sê dan, omtrek is dit wat aan die buitekant is, en dan plus jy al die getalle bymekaar, en dit is dan daai getalle. So jou omtrek is dan 46,2. Maar onthou, dit is nou die omtrek met die hek ingesluit en jy moet die hek uithaal. So om die hek uithaal, sê ons dan 46,2 minus die breedte van die hek wat 2 meter was en jy kry dan jou omtrek vir die heining is 44,2 meter. Hulle sê ook dan, jy moes nie gesê het, of dit was nie nodig nie, maar as jy 46 meter se materiaal koop, sal jy genoeg hê om almal dan, om die hele heining te kan doen. Nommer 2 het gesê om te oefen, stap Gugu en haar vriend Sindiswa gereeld om 'n nabygeleë rugbyveld. Bestudeer die diagram van die rugbyveld en beantwoord die vrae wat volg. 2.1 het gevra, bereken die omtrek van die hele veld. So jy het dan die volgende gedoen en jou omtrek is dan 420 meter. 2.2 het gesê, bereken tot die naaste kilometer watter afstand hulle sal aflê as hulle 5 keer om die hele veld stap. So die omtrek is 420 maal 5 en dit is dan 2100 meter. En onthou in jou vorige lesse het ek met jou omskakeling gedoen. So as jy moes omskakel, dan was dit 2,1 kilometer. En as jy hom tot die naaste kilometer moes vat, was dit dan 2 kilometer wat hulle stap. 2.3 het gevra hoeveel keer moet hulle om die veld stap om minstens 12 kilometer af te lê. So jy het gesê 12 kilometer gedeel deur 420 meter. Maar onthou, ons kan nie twee van die verskillende eenhede met mekaar deel plus of minus nie. So ons moet dit na dieselfde eenheid toe vat. So 12.000 meter is dieselfde as 12 kilometer gedeeld deur 420 en jy kry dan 28,57 en jy moet hom dan nou afrond dat hulle 29 keer om die veld moet stap om minstens 12 kilometer. Goed, nou begin ek met omtrek van sirkels. Baie belangrik is jy moet weet dat 'n sirkel het 'n radius of 'n deursnee. En jy kan met enige twee van die twee werk om jou formule te gebruik om jou antwoorde uit te werk. Die radius van 'n sirkel is die afstand vanaf die middelpunt van 'n sirkel tot by die rand van die sirkel. Ek dink julle ken dit al van graad 8 af, maar net om dit weer te hersien met jou, dat jy 100% seker is. En dan die deursnee is die afstand van die rand van die sirkel
deur die middelpunt van die sirkel tot by die teenoorgestelde rand van die sirkel. So hy gaan van die een rand tot by die ander rand regdeur is jou deursnee en die helfte van jou deursnee is dan nou outomaties jou radius. So het ek ook vir jou gesê, die deursnee is 2 keer jou radius, wat belangrik is, maar onthou as jy jou radius gebruik, gebruik jy net die helfte, en as jy die deursnee gebruik, gebruik jy die hele lengte van die een rand tot by die ander rand. Jy moet ook weet dat pi beteken omtrek gedeel deur deursnee en dat pi gelyk is aan 3,142 as hy afgerond is tot 3 desimaal. Kyk asseblief altyd in jou vraestel of in jou opdrag wat hulle sê, moet jy pi gebruik as 3,142 of kan jy pi gebruik as 22/7 of die ander alternatief is om net die pi teken te kan gebruik op jou sakrekenaar, maar lees wat die vraag vir jou sê, want dit gaan 'n verskil, nie baie nie, maar 'n verskil in jou antwoord maak, wat dan sal veroorsaak dat jou vraag dalk verkeerd is, as jy nie die regte formule vir pi gebruik nie. Dan het ons, ek het vir jou 3 formules wat jy vandag gaan doen. Jy het die een vir eintlik 4, hele sirkel, halwe sirkel, 'n kwart sirkel en 'n 3/4 sirkel. Jy moet al hierdie formules uit jou kop uit ken. Dit word nie vir jou gegee nie, so dis baie belangrik dat jy dit gaan leer. Skryf dit vir jouself baie groot in jou boek neer, dat jy kan weet dit is baie belangrik en dat jy dit moet leer. So omtrek is pi maal deursnee van die sirkel. Dis jou eerste manier hoe jy omtrek kan uitwerk. Outomaties weet jy nou, deursnee is 2 keer jou radius. So die tweede formule wat jy dan kan gebruik is 2 keer pi maal met radius. So dis pi maal radius maal 2, want jou radius moet jy 2 keer maal om jou deursnee te kan kry. Hieronder het ek vir jou 'n voorbeeld gesit van daai streepie is jou radius, van die een rand na die ander rand is jou deursnee en jou middelpunt is dan presies in die middel van jou sirkel en die omtrek, ek gaan probeer om op hom te bly, is dan dit wat presies om die sirkel is. So dis elke keer wat ons uitwerk, as hulle vra vir die omtrek, is dit die buitekant van die sirkel wat ons uitwerk. En dan maak seker dat jy het verstaan, radius is die helfte van jou deursnee, maar as jy deursnee gebruik met jou omtrek, sit jy net pi maal deursnee, en as jy jou radius gebruik met jou maal met 2. Goed, nou is ek by halwe sirkels en kwart sirkels. Dis belangrik dat jy dit moet weet hoe om dit te kan uitwerk, want jy gaan dit kry, dit is altyd in die vraestelle. Hulle hou van hierdie tipe vrae, om jou kennis te toets of jy weet wat die formules is. Die eerste een is jou halwe sirkel, daar het ek vir jou 'n prentjie van 'n halwe sirkel, ek is seker almal weet hoe lyk 'n halwe sirkel. Ekskuus. En dan het ek vir jou die formule hier langs aan geskryf, en daaronder kan jy nie baie mooi sien nie. So die omtrek van 'n halwe sirkel is 'n half maal 2 maal pi, en jy moet dit uit jou kop uit ken. Asseblief, dis baie belangrik. Jy kan nie eksamen gaan skryf sonder dat jy nie jou formules ken nie. Jy gaan dit nie kan ry nie. Goed, dis 'n halwe sirkel. 'n kwart sirkel is net 1 kwart van 'n sirkel, en ek weet, julle almal weet hoe lyk 'n kwart, en dis 1/4, maal met 2 maal pi maal radius. En die derde een, dan nou die laaste een is jou 3/4 sirkel, en julle almal weet, 3/4 is dan nou 3/4,
en dan die res van jou formule bly ook dan nou mal 2, mal pi, mal radius. Dit is regtig belangrik dat jy asseblief hierdie in jou boek neerskryf, dat jy dit vir jouself highlight, jy moet hierdie formules uit jou kop uit ken, hulle gee dit nie vir jou nie, ek dink dis die derde keer wat ek dit nou vir jou sê, maar dit is regtig belangrik. Dan gaan ek met jou gou 'n voorbeeld doen. Hulle het gesê, Nkosi se vriend Sindiswa sê hulle gaan 'n deuropening in hulle huis aanbring in die vorm wat hier getoon word. Die deuropening sal aan die kante en bokant met houtpanele afgewerk word. Watter lengte panele moet Sindiswa hulle koop? So, eerstens moet ons die lengte van die twee sye uitwerk, plus dan jou omtrek van jou halfsirkel. En die lengte van die sye is dan nou 2.5, en die twee sye, so hier sou ook 2.5 gewees het. So dis 2.5 maal 2, en dan plus jy dan nou outomaties die halwe sirkel se omtrek, wat 'n half maal 2 maal pi maal 0,45 is. 0,45 is die helfte van 0,9 wat jou radius is. Onthou ek gaan nou met die radius werk en nie met die deursnee nie. So nou plus ons alles bymekaar en ons kry dan 6,414 meter se panele wat hulle moet koop, maar jy gaan nie 6,414 meter se panele kan koop nie, so hulle moet dan 'n totaal van 7 meter koop om jou huiswerk te kan vir vandag is om asseblief oefening 2 te gaan doen op bladsy 183 en dan ook al hierdie slides weer in jou boek net neer te skryf, dat jy dit vir jouself opsom, dat dit in jou boek is en dan ook jou werk te merk. Die eerste vraag sê bepaal die omtrek van elk van die volgende vorms tot 1 desimaal waar nodig. Lees asseblief jou vraag. Eerste een is maklik, 2 maal pi maal radius. Tweede ene, gee hulle vir jou die deursnee, so jy kan of besluit of jy met die deursnee wil werk, en of jy die helfte wil kry en dan met die radius wil werk, jou keuse, albei gaan dieselfde antwoorde gee, en dan 1.3 is dan 'n halwe sirkel, so jy gaan dan met die formule werk van 'n halwe sirkel. Dan vir vraag 2 sê hulle Snegugu se oom werk vir 'n maatskappy wat veiligheidsheininge om swembaddens oprig. Hy moet bereken hoeveel heiningmateriaal hulle vir elk van die volgende swembaddens nodig het. Die heining is altyd 1 meter van die rand van die swembad af. Bereken in elke geval die omtrek van die swembad, so heel eerste gaan jy met die binnekante werk, so die eerste ene is jou binnekante, om die omtrek te kry. Ek gaan vir jou so aandui. En dan tweedens moet jy die lengte van die heiningmateriaal wat nodig is, so dan werk jy met die buitekante. Ek kan nie eers 'n ander kleur vir jou kies nie. Ek gaan net vir jou so maak. Buitekante. En daai ene. En dan derdens sê hulle die koste van die heining teen R275 per meter. So as jy nou die tweede omtrek uitgewerk het aan die buitekant, daardie antwoord wat jy kry, maal jy dan met R275 om dan die koste uit te werk wat dit vir elke swembad gaan kos om heining om te sit. Groties, dis dan vir jou werk vir vandag. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Gaan geniet hierdie oefening, dis lekker werk, maar jy moet jou formules ken om dit vir jouself lekker te maak en om ook dit vir jouself makliker te maak. So, rig jouself in met hierdie formules in jou boek en dan beantwoord jy asseblief jou oefening 2. Geniet jou dag en totsiens.